Ja, kyk, goeiemôre, good morning. Lorraine Olivier en Michelle Howell van Style and Makeup Effect is hier om vir ons te sê hoe jy eintlik jou klerekas kan vernuwe sonder om 'n klompie geld te spandeer nie. Want geld is min deesdae. Die petrol gaan seker maar volgende week op, so ons moet 'n plan maak. Baie dankie dat julle hier is en dankie dat julle elke oggend vir ons so mooi laat lyk. Hoe kan 'n mens begin om jou klerekas te vernuwe? Ek kyk altyd na my klere. Ek is baie gelukkig dat daar so 'n wonderlike klerekas hier is by die studio. But when I'm at home and I have to be somewhere, I'll just go, but I have nothing to wear. Dit irriteer my man grensloos, want daar's 'n kas vol klere. So waar begin ek om daai kas vol klere te laat voel asof dit nuwe klere is, even though it's not? So dis nie 'n jy probleem nie, dit is 'n vroue probleem. Dankie Vader, dis nie net ek nie. So meeste mense doen dit. Hulle staan vir 'n volkas en hulle weet nie eintlik wat om te dra nie. Maar wat ons doen is baie keer ons noem dit wardrobe detox. Ja. Ons gaan na mense se huise toe en ons gaan staan vir hulle kas met hulle en ons begin items uithaal. So jy haal items uit soos jou broeke en een hoopie en dan jou baadjies en jou hemde en dan begin jy kyk na met 'n vars oog na jou klere en jy sê, maar okay, hierdie broek kan ek dalk saam met daai en daai en daai aantrek en daai toppie kan ek saam met daai en daai en daai aantrek. So jy hoef nie noodwendig 'n pakkie saam aan te trek nie. As jy 'n blazer het, kan jy hom saam met 'n denim met iets anders aantrek of jy kan hom dan saam met jou suit aantrek. So ja, ek dink kyk met 'n vars oog na jou klere, na jou items en dan begin jy net jou goedjies bietjie meer mix and match. Yeah. So it's almost like this idea of less is more. So you keep the things that you kind of need as the basics and then you build on that. Yes. Exactly that, Roz. And I think a perfect example is a jean and a white shirt. Yeah. I think most women have a jean and a white shirt in their wardrobe. Yes. And you're going to see just by me placing this white shirt over my outfit, it already changes the look. Yeah. But the nice thing is, and we're going to show you how, you can style something like this in many different ways. Yes. So a basic white shirt you can do anything with. So like this one is embellished. So if you have a boring shirt, try to put something on it. Yeah. If it's old and you just want to zhuzh it up a little bit. So dan soos met hierdie een, kan jy hom oop dra, maar jy kan hom ook op ander maniere dra. So as jy hom nou net wil plain wit hou, dan kan jy hom nou so oop hou, maar as jy hom nou vasknoop, dan kan jy nou byvoorbeeld 'n belt omsit. Dit is iets wat ek eintlik by julle geleer het, want baie van die rokkies wat ek byvoorbeeld dra op Goeiemôre Good Morning is net 'n rokkie wat by die winkel gekoop kan word net van die rak af, né? Ja. But it changes the whole look just doen. by adding a belt that is maybe a tan belt or a brown belt or a black belt, and that's stuff that you've got in your wardrobe anyway, so you can make that dress look completely different. Dan kan jy hom weer dra sonder die beltjie, dan lyk dit heeltemal anders. Ja, so jou belde kan jy lekker mee speel. En invest in 'n paar belde, want Ja. een beld kan jy vir klomp verskillende items dra. So dan gaan ons nou ook hierdie hempie intak. En dan kan jy 'n doodgewone truitjie, soos hierdie truitjie byvoorbeeld kan jy winter of somer dra. Dan gaan jy net die truitjie bo-oor dra. En dan gee jy ook weer vir jou 'n heeltemal 'n nuwe dimensie. En wat ek hiervan hou nê, is aside from the layering, is the different kind of textures of fabrics that Ja. you're playing with, which makes it so interesting. Ja, definitief. That is very, very dat jy- cute. 'n warm 'n winters outfit, maar jy lyk nog steeds bietjie meer stylish en elevated. Wat is van die grootste foute wat mense maak wanneer dit kom by hulle klerekas en om dit te probeer vernuwe? Ek dink die grootste fout wat mense maak is hulle stap in 'n winkel in, hulle sien 'n mannequin het 'n outfit aan en hulle sien, o, okay, dit is hoe ons hierdie outfit moet dra. Maar dan is daai uitrusting as jy die items begin opbreek en dan kan jy hom so baie mix and match met ander items. So ek dink die grootste fout is jy raak vasgevang in 'n outfit, Ja. 'n uitrusting. So breek jou items op en vat 'n item en kyk in jou klerekas wat jy alles daarmee kan doen. Ja. I think another mistake that a lot of people make is they buy an item
that is very bold or a specific color and they have nothing else in their wardrobe that Yeah. goes with that. So I think also just to have outfits that, or colors and statement pieces that you can mix and match with other things you already have in your wardrobe. Don't buy something that is only a once-off. Ja, en ons het al van tevore daaroor gepraat, oor net die like blind following of trends and not to see how that trend can actually fit in with whatever you have. Oh, I have to look like the mannequin in the shop Ja. because that's how it's been styled. Maar dit is Ja. nie noodwendig die geval nie. Ja, jou hoeveelheid items is nie so groot, so belangrik nie, maar dit is wat jy met dit doen. So probeer om altyd 'n style item in te bring. So ons gaan nou hierdie in weer uittrek en dan, maar selfs met hierdie is 'n suit wat ek gekoop het saam met 'n broek. Maar selfs dit kan jy saam met enigiets anders dra. So ek dink breek net regtig die items op en Ja. kyk wat pas alles daarbey. So hy gaan dadelik nou weer vir jou 'n nuwe dimensie gee en jy kan hom so ook dra. Ja, en dit verander die uitrusting heeltemal. Ja, mense sê baie keer vir my, jy het elke dag iets nuuts aan. Ek het nie, ek het my klerekas en ek meng en pas net baie keer. So gebruik net dit wat jy het en verander net jou uitrusting. Wat is ons volgende ding wat ons na gaan kyk? Die volgende is ook 'n casual look, so ons gaan nou die trui bo-oor aantrek. So dit is as jy nou gaan na 'n rugbywedstryd of 'n netbalwedstryd toe moet gaan. Jy wil nog steeds casual wees, maar jy wil nog steeds stylish lyk. So nou gaan ons hierdie nou weer anders dra, selfde wit hemp. There's nothing worse than a faux bob when it's not meant to be a faux Exactly. bob. It's like, listen. So daar jy klaar weer selfde hemp, net met 'n ander dimensie. En ook, ons het nou ook vroeër gepraat oor die layering. Baie mense sal dink, okay, as ek 'n hemp dra met so 'n mooi truitjie, I have to tuck the shirt in for it to look kind of elevated. But actually, this gives it a different dimension that you maybe wouldn't expect from having your shirt tucked out, want dit is nou nie so netjies nie. Exactly, Verstaan? but show off your layers, you know, roll up your sleeves, and then you will see Lorraine has rolled up the pants legs as well, just to make it look a little bit more casual. And I have this look paired with a pair of sneakers at the moment. So you can really, you would think a white shirt means formal, Yes. or Yeah. Kind of dressed up or corporate-y, corporate, yeah. but you can make it casual and you can dress it down and look elevated. Yeah. And also, just even the simple act of rolling up the Yeah. trouser legs, it makes it look so different. And that is slightly more casual Stylish. and stylish, Yeah. exactly, with the shirt out and the jersey. I absolutely Yeah. love that. I love that so much. Okay, what else have we got En for mense us? sal nou net 'n trui gaan aantrek vir 'n Ja. rugby, maar jy kan nog steeds elevated look. Okay, so nou gaan ons weer die trui uittrek. Nou gaan ons die look bietjie meer elevated soos amper vir 'n date of 'n lunch date met Ja. jou met die girls doen. So ja, accessories is ook belangrik. So nou check jy weer jou groot handsak en ons het 'n clutch bag om net die look bietjie meer stylish te maak. En die goud is ook baie onverwags. Ja. Right? Because you mense think dink- like a gold bag, it's going to be not really a daytime thing, but the gold with the neutral of that blazer and the just crisp feel of the white shirt and the denim actually is such a nice touch. Ek gaan net hier so weer intak. Ek gaan hom net so vinnig intak. Hierdie is regtig so insiggewend in terme van it's not like you need to go out and buy stuff, which is why I'm always love having these chats with you guys, because it's stuff you've already probably got in your wardrobe that you think is boring. Like a white shirt and a pair of blue jeans, like, please, boring, but look, not boring, right? Exactly. Glad nie. En as jy dit net kan elevate met 'n mooi accessory of wat hulle gaan nou gaan doen met die skoene, dit vat dit na 'n ander vlak toe en dit maak dit interessant. Ja. So ek dink die 3 basiese items wat almal in hulle kas moet hê is 'n wit hemp en invest in 'n goeie Ja. wit hemp. Moenie nie 'n goedkoop enetjie gaan koop en dan is hy geel na 'n maand nie. Jy moet weet jy gaan hom baie Hier by die keer dra. onderarms especially. En een wat gemaklik sit. Ja. En kyk na jou tekstuur van jou kwaliteit van jou materiaal. Ja. So invest in 'n goeie wit hemp en dan natuurlik 'n jean wat mooi pas.
Dit is ook nogal 'n investment. Moenie soos na die naaste winkel toe gaan en net gou denim gaan koop nie. Kyk wat jy gemaklik mee Ja. is, want jy kan hom op so baie maniere dra. En dan natuurlik 'n neutrale baadjie, want die baadjie kan ons nou weer saam met 'n rokkie dra of ons kan hom saam met 'n suitbroek dra. So hy kan ook nou weer verskillende dimensies maak. Ja. En daar het ons nou weer 'n nuwe look met 'n bietjie van 'n heel en 'n clutchbag en 'n blazer en ons het 'n heeltemal 'n nuwe look Ja. met dieselfde basiese items. Ek wou nou net gesê het, wat is 'n styling hack wat jy vir ons kan gee oor die vernuwing van mense klerekas? Like something that is just a quick tip that you can remember and that you can actually take forward without having to go and spend money. Ek sal sê styling hack, rol op jou moue, rol op jou broek. En dan ook wat mense kan doen is tak net die helfte van jou hemp in. French tuck, hey? 'n French tuck. Love it. Kyk hoe leer ek. So- Ek leer baie mooi hier by julle twee. So nou kan jy net, sorry. Nou tak jy net die helfte. vandag. Nou tak jy net die helfte in en dan het jy ook weer vars. Julle, Look. weet jy wat, ek dink hierdie tipe wenke is so belangrik want soos ek gesê het aan die begin, ek het nie eintlik 'n grappie gemaak nie. Mense geld gaan nie so ver soos wat dit voorheen gegaan het nie. So you need these kind of tips to feel like your cupboard is actually like walking into a shop. Dit dan Lorraine Olivier en Michelle Howell van Style and Makeup Effect. Op goeiemôre, good morning. As jy hulle wil kontak, al hulle besonderhede is op ons sosiale media.